Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God. Hom roem ek, die God van my voorvaders. Hom prys ek. Die Here is oorwinnaar in die stryd. Sy naam is die Here. Die strydwaans van die Farao en ook sy leer het hy in die see geslinger. Die keur van die Egiptiese offisiere is in die Rietsee gedompel. Watermassas het hulle oordek, soos 'n klip het hulle in die dieptes afgesak. U regterhand, Here, gedig in sy krag. U regterhand, Here, verpletter die vyand. U is hoog verhewe. U vernietig wie teen u opstaan. U laat die toren woed, dit verteer hulle soos kaf. U wind het gewaai, die waterdam op. Strome staan regop soos 'n muur. Watermassa stol in die hart van die see. Die vyand sê, ek sal hulle agtervolg en inhaal. Ek sal die buit verdeel. Ek sal my sin kry. Ek sal my swaard trek, met hande sal hulle verslaan. U laat die wind waai, die see oordek hulle. Hulle sink soos lood in die magtige waters. Wie van die gode is soos u, Here? Wie is soos u, so hoog geëer en heilig? In lofsange word u vereer, bewerker van wonderdade. U het die regterhand uitgesteek, die aarde het die vyand ingesluk. Deur u trou het u die volk gelei wat deur u verlos is. Hulle deur u krag gebring na u gewyde land toe. Die volke het dit gehoor en hulle het gesidder. Angs het die bewoners van Filistia beetgepak. Die stamhoofde van Edom was verskrik. Die magtiges van Moab vreesbevange. Al die bewoners van Kanaan was lam geskrik. Vrees en angs het hulle oorval. U magtige dade het hulle laat versteen, toe u volk deurtrek, Here. Toe die volk wat u eie gemaak het deurtrek. U het hulle ingebring, u het hulle geplant op die berg wat aan u behoort. Here, u het 'n plek vir u troon voorberei. U hande, Here, het 'n gewyde plek gereed gemaak. Die Here regeer tot in ewigheid. Waarlik, toe die perde van die Farao met strydwaans en bemanning die see ingegaan het die Here die water van die see oor hulle laat terugvloei, maar die Israeliete het op droë grond daardeur gegaan. Miriam, die profetes, suster van Aaron, het 'n tamboerijn gevat en al die vroue het met tamboeryne agterna geloop en gedans. Miriam het vir hulle voorgesing. Sing tot eer van die Here, omdat hy hoog verhewe is. Perd en ruiter het hy in die see geslinger. Vriende, goeiemôre en van my kant af ook baie welkom. Welkom was van Dewald gesê en welkom van my kant af. Was lekker om 'n klompie ou gesigte te sien. En 'n heel klompie nuwe gesigte is baie lekker om julle vanoggend by ons te hê. Soos wat ons eintlik tot 'n einde kom in ons Exodus reeks vir nou, die Ken God reeks. En baie dankie vir die musiekspan. Dit is so voorreg om die musiekspan te hê wat ons so geweldig goed en met soveel oorgawe dien en lei. En so baie dankie. Ek gaan weer eens net bid en vra dat God ons genadig sal wees soos wat ons na sy woord kyk. Ons is behoeftig dat God homself aan ons sal openbaar, sodat ons gepas kan reageer. So kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir wie U is. Ons prys U dat U 'n liefdevolle, genadige, groot en magtige God is. U is die een wat die heelal geskep het en onderhou. U is die een wat vir ons elkeen 'n bewussyn gegee het, 'n lewe gegee het, harte vol begeertes gegee het. En U is die een wat ons hart se diepste begeertes kan bevredig. U is die enigste een met wie ons, by wie ons kan veilig voel en vergenoegd voel. En Vader, U is die enigste een wat ons kan red. U is die enigste een wat kan sin maak van ons lewens. En so ons pleit by U om vanoggend met ons te ontmoet. Sal U deur U Gees in ons lewens werk vanoggend. Sal U in U woord Uself aan ons openbaar op so 'n manier dat ons 'n ware ontmoeting met U kan hê, dat ons met onsag gevul kan wees
en dat ons in geloof kan reageer. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ek weet nie wie van julle is, ek weet ons het baie mense wat bekend is met die musiekindustrie en wat baie lief is vir musiek. Maar ek weet nie of enige iemand bewus is van hoe groot die musiekindustrie werklik is nie. In die VSA is die musiekindustrie in 2023 $28 biljoen groot gewees. So dis nagenoeg 550 miljoen rand wat die omset was in 2023 vir musiek alleen. En so die vraag is, hoekom is musiek so gewild? Wat is dit wat so aangrypend is van musiek en dat mense dit nie eintlik kan los nie, dat ons lewens amper nie sin maak sonder musiek en sang nie? Wat is die aantrekkingskrag van musiek? Nou daar's 'n biologiese verklaring vir dit en daar's 'n teologiese verklaring vir ons liefde vir musiek. En die teologiese verklaring verklaar die biologiese verklaring. Dis meer eenvoudig as wat ek dit nou laat klink. En ek hoop dit sal duidelik word vanoggend. So the London Sing Institute sê daar is verskeie redes hoekom sing goed is vir ons. Hulle sê singing is proven to release endorphins and oxytocin, which is known to stimulate feelings of trust and bonding while eliminating anxiety and depression. Singers have been observed to have lower levels of cortisol, indicating reduced stress levels. Singing helps to deliver more blood oxygen to the brain, improving mental clarity, concentration and alertness. Die biologiese redes hoekom musiek goed is vir ons is baie duidelik. Om te sing help ons om uiting te gee aan ons diepste gevoelens. Dit help ons om te ontspan en dit help ons om veilig te voel. Dit help ons om nader aan ander mense te voel en deel van iets groters te voel. En dit help, selfs al luister ons net na musiek, help dit ons om 'n gemeenskap te vorm. En so is duidelik hoekom biologies musiek goed is vir ons. Teologies is musiek goed vir ons, want God het ons gemaak om musiek te geniet. God het ons gemaak om uiting te gee aan ons diepste gevoelens. En God het ons gemaak om deur musiek uiting te gee aan ons verhouding met hom. Ons is gemaak vir 'n verhouding met God en ons is gemaak om uiting te gee aan daai verhouding met God deur te sing, deur hom te prys vir wie hy is. Dis een van die mees gepaste maniere vir ons om uiting te gee aan ons hart se diepste begeertes oor wie God is. Musiek en veral sang help ons verhouding met God. Wanneer ons sing oor wie God is en wat hy gedoen het, skei ons liggaam endorfine af, dit skei oxytocin af, wat ons help om God te vertrou en om God lief te hê. Dit help ons om minder angstig te wees en minder depressie te hê en dit help ons om helder te dink soos wat ons nou luister na sy woord. Ons is gemaak om God lief te hê en sang en musiek is 'n manier hoe ons dit kan doen. Die grootte van die musiekindustrie is 'n bewys van God se liefde vir ons, want hy het 'n wêreld gemaak waarin ons onsself kan geniet. Maar meer as dit, die grootte van die musiekindustrie is 'n bewys dat God ons gemaak het om sy lof te besing en hom te geniet. En so sang is 'n wonderlike geskenk van God. Vandag is ons, soos wat ek gesê het, is ons laaste dag in die Ken God reeks. Ons het deur die boek van Eksodus gesien hoe God homself progressief aan die mense van Israel geopenbaar het. God het homself openbaar in die brandende bos aan Moses en gesê, ek is die God van jou voorvaders, Abraham, Isak en Jakob. En hy het verder gegaan om te sê, my naam is, ek is, die een wat nog vir altyd was en die een wat vir altyd onveranderd sal bly. Ek is die konstante een, ek is die ewige een, ek is. En God het hom verder openbaar in die 10 plaae. Soos wat net vir ons gesê het God hom openbaar as die ware God, die een ware God, wat heers oor die natuur en wat heers oor die ander gode van Egipte. Verlede week het Dewald vir ons gewys in hoofstuk 13 en 14, hoe God homself openbaar het, nie net as 'n God wat mense red van hulle slawerny nie, maar hy lei hulle, hy beskerm hulle, en wanneer die tyd reg is, bring hy oordeel oor hulle vyande. God oordeel ons vyande en hy verslaan hulle vir ewig en finaal. Dit is waar hoofstuk 14 eindig. Hoofstuk 14 sê Israel hierdie:
Toe Israel sien hoe kragtig die Here, hoofstuk 14 vers 31, ekskuus. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag gevul, het hulle in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar. Israel het God deur die loop van die boek van Exodus en in hulle ervaring goed genoeg leer ken om met ontzag vir hom gevul te word. Dit beteken ons 'n mate van 'n klein bietjie bang, want hierdie God is groot. En so hulle is met ontzag gevul en hulle is geloof en later gekry vir wie God is. En so Exodus 15 is dan die eerste lied in die Bybel wat vir ons opgeskryf is waar die mense van God reageer op hoe hulle hom leer ken het. Hulle bars uit in 'n lied wat beskryf wie God is en wat hy vir hulle gedoen het. Die volk is aangegryp deur wie God is en daarom is dit gepas vir hulle om in 'n sang los te brand. J.I. Packer het 'n boek geskryf. Ek dink is die beste Christenboek wat geskryf is, obviously na die Bybel. En is 'n boek wat ons almal moet lees. Die boek is getitel Knowing God. En Knowing God tref hy die onderskeid tussen mense wat 'n kennis het van God en mense wat hulle God ken. En om 'n voorbeeld te probeer gebruik van dit. Ons almal het kennis van Siya Kolisi. Ons almal weet, as ons die naam sê, dan weet ons kan 'n prentjie in ons kop kry en ons het hom al sien speel en ons weet daar word hy is 'n baie gerespekteerde ou en hy het baie goed sal reg gekry. Ons almal het 'n kennis van Siya Kolisi, maar ons ken hom nie. Ons ken nie hom soos wat Eben Etzebeth hom ken wat langs hom in die skram gesak het of wat al teen hom geoefen het en die bal by hom probeer wegvat het nie. Ons ken hom nie soos wat sy vrou en sy kinders hom ken nie. Daar's 'n verskil tussen om 'n kennis van iemand te hê en iemand werklik te ken en waardeer vir wie hy is. En so J.I. Packer sê mense wat hulle God waarlik ken, het 4 eienskappe. Hy sê those who know their God have a great energy for God, have great thoughts about God, have great boldness for God and have great contentment in God. Wanneer ons werklik vir God ken vir wie hy is, soos wat God homself nou geopenbaar het in die boek van Exodus aan Israel, dan is daar 'n gepaste energie wat daarmee gepaard gaan. Dis 'n energie, dis 'n entoesiasme, dit is 'n behoefte om by God te wees. Ons is onvergenoegd as ons nie by God is nie, maar as ons by hom is ons vergenoegd. Dis die natuurlike reaksie op mense wat hulle God ken. Mens sien baie keer hierdie groot energie in mense wat onlangs tot bekering gekom het. Mens sien 'n entoesiasme vir God. Mens sien hoe mense net nie uitgepraat kan raak nie en soms 'n bietjie soos 'n bull in 'n china shop kan wees oor hoe opgewonde hulle is oor wat God vir hulle gedoen het. En ons so dis duidelik sigbaar. Die energie is duidelik sigbaar in mense wat God nou net leer ken het. Maar daar's ook mense wat God lankal ken. Wat 'n ware diep energie vir God het. Wat mense kan sien. En so ons kantore is by Stadsmission en dis 'n Duitse kerk en die bishop van daai Duitse kerk is nou al, ek skat hy's meer as 50 jaar al in die bediening. Hy's in sy 70's en hy's een van daai mense wat 'n geweldige energie vir God het. Ons drink soms saam met hulle koffie en hoor maar net hoe dit gaan en dan bid ons saam en elke keer wanneer hy hoor wat by Ligpunt of by die Union aan die gang is, sê hy, ek wens ek was 20. Ek wens ek was 20 dat ek kon betrokke raak by al hierdie bedienings. Hy het al soveel in sy lewe gesien wat God gedoen het. Hy het soveel dinge gesien wat God tot stand gebring het, dat hy wil daar wees waar God besig is om te werk. Hy het 'n geweldige energie vir God. En so mense wat God werklik ken, soos wat Israel nou vir God ken, het 'n energie vir God, hulle het groot gedagtes oor God, hulle is uitgesproke oor God, en is vergenoegd by God. En dit is wat sang ons die geleentheid voorgee. Sang is een van die maniere hoe ons 'n uiting kan gee aan daai diepe behoefte wat ons het om God te erken vir wie hy is. Sang is 'n wonderlike ding vir ons. Moses het die lied geskryf en hulle het dit saam gesing omdat hulle God leer ken het vir wie hy is. As ons mooi kyk na die lied, dan is daar regtig 2 goedes waarvoor God geprys word. Die eerste ding waaroor hulle God prys, is oor die oordeel wat hy bring oor sy vyande. En die tweede ding waarvoor hulle God prys, is oor die verlossing wat hy bring vir sy mense. En so ons gaan na die lied kyk onder 2 opskrifte. Prys God vir sy oordeel
en prys God vir sy verlossing. Prys God vir die oordeel van sy vyande en prys God vir die verlossing van sy mense. Die een kan nie van die ander geskei word nie. In 'n gefalle wêreld bring God oordeel om verlossing te bring. Ons kan nie die twee van mekaar skei nie. Ons prys God vir die oordeel wat hy bring omdat dit verlossing bring. Die idee van oordeel is nie baie gewild nie. Ek kan dit in mense se gesigte sien wanneer ek die woord sê, dan is daar 'n ongemaklikheid. Mense raak baie ongemaklik oor die idee van oordeel. Maar oordeel en verlossing in 'n gebroke wêreld gaan hand in hand. Vers 3 van die 83 vertaling sê die volgende. Hy sê die Here is die oorwinnaar in die stryd, prys die Here. En dis 'n baie diplomatisiese manier van stel wat eintlik daar gesê word. As jy saam met my wil kyk wat die ESV sê, die ESV is nie so diplomaties nie. Hy sê wat die oorspronklike sê. Die ESV sê the Lord is a man of war, the Lord is his name. Die 1953 vertaling sê dit op dieselfde manier. Hy sê die Here is 'n krygsman, Here is sy naam. Die mense van God prys God omdat hy hulle vyande verslaan. Hy's 'n krygsman wat namens sy mense veg. Ons vyand is nie 'n aangename vyand nie. Ons hou nie van die idee van oordeel nie, maar daar moet oordeel kom oor die vyand wat ons wil verwoes. Ons vyand speel nie volgens die reëls nie. Hy wil ons vernietig en hy is relentless. Hy gee nie op nie. En God, dis wonderlike nuus dat God ons krygsman is of 'n man of war vir ons is. En Exodus is die vyand is Egipte, en Egipte verdien die oordeel. Die Egiptenare het God se mense onderdruk vir jare. Hulle was 400 jaar lank daar. En hulle was gewelddadig, hulle was gemeen. Hulle het van Israel verwag, ons is dit hierdie gewoond, maar laat staan net vir 'n oomblik stil by die gedagte. Hulle het van Israel verwag om hulle seuns in die Nyl te verdrink. Dink daaroor. Hulle was absoluut gruisam. Hulle het totale mag oor die Israeliete gehad en hulle het dit totaal misbruik. Dink wat sou binne in jou hart aan die gang gewees het as jy 'n Israeliet was. Waarvoor sou jou hart uitgeroep het as jy jou kind in die Nyl moes verdrink om jou hartseer bestaan te kan aangaan mee? Jy sou uitgeroep het vir geregtigheid. Jy sou uitroep vir oordeel. En God bring daai oordeel in sy goeie tyd. Dit het 10 plaae geneem voor Egipte God se mense laat gaan het. Maar hulle begeerte om God se mense te onderdruk en voordeel uit hulle uit te trek is so gulsig soos die graf. Dit het nie opgehou nie. Hulle het die mense laat gaan, maar hulle het hulle agtervolg. Toe hulle weg is, toe sê hulle, "O, Jesus, wat gaan ons nou doen?" En dan vers 9 sê, hier is wat hulle gedink het. Die vyand het gesê, "Ek sal hulle agtervolg en hulle inhaal. Ek sal die byt verdeel, ek sal my sin kry, ek sal my swaard trek, my hand sal hulle verslaan." Die vyand van God se mense het geen intensie gehad om op te hou nie. Dit is asof hulle 'n groot energie gehad het, hulle groot gedagtes gehad het, asof hulle boldness gehad het en asof hulle nie vergenoegd kan wees as hulle nie God se mense kan onderdruk nie. Hulle wou met mag en mening God se mense verwoes. En daarom is die een manier om dit te stop, die enigste manier om dit te stop, is almal wat agter God se mense ingejaag het in die Rooi See om hulle te vernietig, is vernietig. Hulle is in die water, hulle het letterlik in die water van God se oordeel ingejaag en God het oblige. God se oordeel het tyd gevat. Individue het baie tyd gehad om tot inkeer te kom. Hulle het baie tyd gehad om vergifnis te vra. Maar die wat eintyd volhard het, is op die ou einde volkome verslaan. In Exodus staan Farao agter die vyand van God se mense. Farao is die een wat die Egiptenare kry om God se mense te probeer vernietig. Vandag in ons lewe staan die duiwel agter die vyand wat ons probeer vernietig. Ons vyande is foreign en domestic. So ons het vyande aan die buitekant en ons het vyande aan die binnekant. Die vyand aan die binnekant is ons eie sondige begeertes, is ons sondige natuur. Sonde waarin ons volhard sal ons vernietig. Oor tyd sal sonde ons ruïneer as ons nie daarvan wegdraai nie.
Die duiwel gebruik ons sondige natuur teen ons. Hy het 'n verskeidenheid van uitgesoekte versoekings vir elkeen van ons. En hy probeer ons versoekings te kry om ons in sonde te laat lewe sodat ons onsself kan verwoes. In die laaste tyd is ek so bewus van die versoekings wat ons elke dag rondom ons het. Daar's amper enige goeie ding kan versoekings vir ons inhou. Verhoudings is so 'n wonderlike geskenk, maar verhoudings kan versoekings inhou. Om te veel van verhoudings te verwag of te min in verhoudings te belang te stel, beide van hulle is gevaarlik en kan sondig wees. Welvaart is dieselfde. Welvaart is 'n wonderlike geskenk van God. Maar te veel of te min aandag aan welvaart kan ons vernietig. Plesier of avontuur is so 'n wonderlike geskenk weer eens van God af. Maar as ons beste energie en denke en geselsies in die jaag van avontuur of plesier ingaan, en as ons net vergenoegd kan wees as ons die nuutste ding doen, en ons is nie vergenoegd in ons verhouding met God nie, kan ons sondige natuur ons vernietig. Nou, ek weet nie waar jou versoekings lê nie. Ek weet waar myne lê. En ek weet nie waar jy sondig nie. Maar ek kan vir jou sê, as jy aanhou om met jou eie sondige patrone, sal jou sondige natuur jou vernietig. En daarom prys ons God dat hy ons krygsman is. God is ons krygsman. Hy veg vir ons. Hy veg vir ons selfs teen ons sondige natuur. Hierdie is hoe Jesus ons leer om te bid. Elke dag, elke liewe dag, sê hy vir ons, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons het daaglikse verlossing nodig van ons sondige natuur. En God is daar vir ons. Hy, as ons hom vra en as ons hom vertrou en as ons hom toelaat, dan verlos hy ons van die bose binne in ons sondige natuur. God help ons om die oog uit te pluk wat ons laat struikel en die hand af te kap wat ons laat val, sodat ons nie deur ons sondige begeertes vasgevang word en tot net gaan nie. En so ons prys God dat hy ons krygsman is wat teen ons sondige natuur veg en ons bevry van ons sonde. Ons domestic enemy. Ons het ook 'n foreign enemy. So ons het ook 'n vyande wat buite ons is. Die vyande wat buite ons staan wat ons probeer vernietig as God se mense is die duiwel, 'n wêreld wat rebelleer teen God en die dood. Die duiwel haat God. En hy probeer om ons by te kom, om God by te kom. En soos wat ons in die Openbaring reeks gesien het 'n paar maande gelede, is die ou slang, die draak, is reeds neergewerp en hy's vasgebind en so sy mag is beperk. Maar hy loop nog steeds rond soos 'n brullende leeu wat ons probeer verslind. Hy is nog steeds besig om baie slings te probeer om ons seer te maak. En so dis wonderlike nuus dat God ons krygsman is. God is ons man of war. Hy is die een wat die vyand van ons sal weghou, soos wat hulle in laasweek die vyand weghou deur 'n wolkkolom tussen hulle in te bring. God gebruik sy gees om ons te beskerm teen die krag van die duiwel. En soms maak hy ons sterk om te weerstaan die aanslagte van die duiwel. Maar daar gaan 'n tyd kom wanneer die duiwel agter ons aan gaan jaag in die rietsee in en God hom totaal gaan vernietig. God gaan hom soos wat die teks sê, gaan hy hom soos 'n klip in die dieptes laat afsak. Hy gaan verpletter word. Hy gaan verteer word soos kaf. Die duiwel en sy beste offisiere sal soos lood finaal in die magtige waters insink, terwyl ons, die mense van God, droogvoet kan uitloop. God beskerm ons teen ons vyande. God beskerm ons teen al ons vyande en die finale oordeel sal ons finaal verlos. Selfs ons ander groot vyand, die dood, is reeds die doodskoot gegee, maar wanneer Jesus terugkom, sal ons uit die dood uit opwek en sal ons in oorwinning oor die dood lewe. Ons sal totale verlossing van die dood ook ervaar. 'n Rebelse wêreld wat teen God is en wat teen sy mense is, het Jesus ons geleer om soos hy vir hulle te bid. Ons wil graag sien hoe mense rondom ons is sondige rebelle wat die Here se genade ken. En daarom bid ons vir 'n rebelse wêreld
dat hulle God sal leer ken en sy genade sal leer ken. En so God het sy oordeel oor ons vyand gebring om ons te verlos, en daarom is hy waardig om besing te word. Ons prys God vir die oordeel van ons vyande, en ons prys God vir die verlossing wat dit bring. Moses het God geprys vir sy verlossing. God het hom nie net vrygemaak, God het Israel nie net vrygemaak van die slawerny wat hulle ervaar het nie. God het die pad oopgemaak vir hulle om 'n nuwe bestaan in die beloofde land te kon hê. Kom ons lees van vers 11 af saam. Vers 11 sê, wie van al die gode is soos U, Here? Wie is soos U hoog geëer en heilig? In lofsange word U vereer, bewerker van wonderdade. U het die regterhand uitgesteek, die aarde het U vyand ingesluk. Deur U trou het U volk gelei wat deur U verlos is. Hulle is deur U krag gebring na U goeie land toe. Ons sien so God bring die mense by hom. Dis die verlossing. God red ons nie net onder 'n slegte oppermag uit nie. Hy bring ons onder hom in sy teenwoordigheid, onder sy goeie heerskappy in. En ons sien die ander volke hoor daarvan. Vers 14 sê, die volke het dit gehoor en hulle het gesidder. Angs het die bewoners van Filistea beetgepak. Die stamhoofde van Edom was verskrik, die magtiges van Moab was vreesbevange. Al die bewoners van Kanaan was lam geskrik. Vrees en angs het hulle oorval. U magtige dade het hulle laat versteen, toe U volk deurtrek, Here. Toe die volk wat U eie gemaak het, deurtrek. So ons sien die volke rondom Israel en buite Egipte het gehoor wat God gedoen het. En hulle is met dieselfde angs vervul, hulle is met dieselfde onsag vervul as wat God se mense vervul is. En hulle het ook die geleentheid gehad om tot inkeer te kom, om vir God te vra vir vergifnis en deel van sy mense te word. Ons sien later, soos wat hulle in die beloofde land ingaan, hoe Rahab presies dieselfde het met haar gebeur. Sy het gehoor van wat God gedoen het en hoe hy sy mense verlos het en sy het deel van God se mense geword. En so God sou sy mense in die beloofde land inkry en hy sou daar saam met hulle wees. Hulle sou veilig onder sy goeie heerskappy wees. Vers 17 sê, U het hulle ingebring, U het hulle geplant op die berg wat aan U behoort. Here, U het 'n plek vir U troon voorberei. U hande, Here, het 'n gewyde plek gereed gemaak. Moses besing God se lof vir die volkomme verlossing wat hy vir sy mense bewerkstellig het, selfs al sou dit tyd vat vir hulle om dit volkome te ervaar. God bevry sy mense van hulle vyande en hy baan die weg vir hulle om in die beloofde land te kom in God se teenwoordigheid waar hulle veilig sal wees, waar hulle rus sal geniet en waar hulle niks sal hê wat hulle hoef te vrees nie. 'n Volkomme verlossing is 'n mense wat by God is. Ons weet, soos wat ons in die vorige reeks gesien het, ons is nog nie daar nie. Ons is vreemdelinge en bywoners. Ons is mense wat deur die wildernis op pad is om in God se teenwoordigheid te wees, waar ons vir altyd en vir ewig sy goeie heerskappy sal geniet. Vers 18 sê, die Here regeer tot in ewigheid. En so dit is die Christenhoop, dit is waarna ons uitsien. Moses het God geprys vir sy verlossing, selfs al het hulle nog 'n lang pad gehad om te gaan, 40 jaar deur die wildernis tot in die beloofde land. Vir ons is dit dieselfde. Ons het 'n lang pad om te gaan voor ons in ons beloofde land sal kom, waar ons by God sal wees en waar ons sal kan rus in sy teenwoordigheid. En so ek sluit vir ons af. Ons ervaring is baie soortgelyk aan die van Israel. Israel was 'n skadu, ons beleef die realiteit. Van nature ken ons nie vir God nie. Ons ken nie regtig vir God nie. Van nature is ons deel van 'n rebelse wêreld. Ons is slawe tot ons eie sondige begeertes. Ons het verlossing nodig. God openbaar homself oor tyd aan ons. God openbaar homself aan ons deur sy woord en sy gees, deur sy seun, deur sy mense, deur die natuur en deur sy verlossingsdade. God openbaar homself aan ons sodat ons hom kan leer ken. Hy gee ons die geleentheid om soos Israel in Eksodus 14 vers 31 te sê, hy gee ons die geleentheid om te sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het
en hulle met ontzag vir hom vervul geword het. En in die Here te glo en ook in Moses, Jesus, sy seun. Aan die kruis sien ons hoe God se oordeel en God se verlossing hande vat. Die oordeel wat Jesus verdien het, die oordeel wat ons verdien het op Jesus neergekom. En so as die idee van oordeel ons ongemaklik maak, dan moet die idee dat Jesus in ons plek God se oordeel geneem het, ons baie ongemaklik maak. Jesus het die oordeel wat ons verdien as mense wat rebels is teen God op homself geneem, sodat ons God se verlossing kan ervaar. Ons ongemak is as ons in geloof reageer, moet gevul word met dankbaarheid. God het Jesus as 'n vyand hanteer, sodat hy ons as vriende kan hanteer. Om die taal van Exodus 15 gebruik. Jesus is in ons plek in die see ingeslinger. Die watermasses het hom verswelg. Hy het in die dieptes afgesak soos 'n klip. God se torengloed, God se woede het vrye teels teen Jesus gehad. En Jesus het soos lood gesink in die magtige waters in. Die aarde het hom ingesluk. God se oordeel het finaal op Jesus neergekom, sodat ons wat sy vyande is, sy vriende kan wees. En hy het finaal met ons vyande afgereken aan die kruis. Ons kan nou sê, saam met Moses, deur u trou het u ons gelei wat u verlos het. Ons is deur u krag gebring na 'n gewyde land toe. En so hoekom sing ons? Hoekom prys ons God saam as God se mense? Ons sing want dit is 'n manier om te ervaar en uiting te gee aan dit wat God vir ons gedoen het. Ons sing oor die wonderdade wat God gedoen het. Ons sing oor wie God is. En so bring ons dit nader aan ons hart toe en ons sê vir God saam, hy is waardig van ons lof, hy is waardig van ons liedere, hy is waardig van ons hele lewens. En so ons sing om uiting te gee aan dit wie God is. Ons sing soos wat Moses gesê het in vers 2, die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom, hy is my God, hom roem ek, die God van my voorvaders, hom prys ek. Die Here is oorwinnaar in die stryd, sy naam is Here. Kom ons bid saam en dan prys ons God verder in sang vir wie hy is. Kom ons bid saam. Vader, u is ver bo wat ons kan verstaan. U weë is ver bo ons weë. U wese is soveel groter en soveel meer kompleks soos wat ons kan begryp. Maar Vader, ons in ons harte besef ons het 'n behoefte tot meer. Hierdie wêreld bevredig ons nie. Hierdie wêreld is pragtig, maar ons is onvergenoegd. Ons kan slegs by u vergenoegd wees. Ons kan slegs by u rus vind en ons kan slegs by u die sin maak uit ons bestaan uit. En so Vader, ons wil graag vir u vra om u self toenemend aan ons te openbaar. Sal u ons help om u werklik te leer ken vir wie u is? En sal u ons help om dag vir dag in lyn te lewe met wie u is? Sal u self so aan ons openbaar dat ons kan sê ons ken God, ons ken ons God. Ons weet wie hy is, ons harte is veilig by hom. Ons wandel daagliks by u. Ons ken u as ons krygsman wat ons eie sondige begeertes vernietig en ons ken u as ons krygsman wat die pad vir ons oopmaak om dag vir dag agter Jesus aan te loop. Vader, sal u ons veilig kry in die beloofde land en sal u ons help om nou, soos wat ons deur die wildernis beweeg, getrou te wees. Sal u ons gebruik om sout en lig te wees. Sal u ons gebruik om nie maar saam met die strome van hierdie wêreld te gaan nie, maar werklik goed te wees vir die mense rondom ons. Sal ons help om nie selfsugtige bestaan te voer soos Egipte nie, maar om 'n bestaan te voer wat u verheerlik en wat goed is vir die mense rondom ons. Sal u ons gebruik, Vader, sal u ons lewens gebruik om u naam te verheerlik. En sal u nou, soos wat ons u lof besing, ons harte versterk in geloof en in liefde vir u. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.